Sportnuus vanaand, die ANC versoek die afgedankte minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisisi Tolashe, om as parlementslid en ANC Vroueliga president te bedank. Rotsstortings op paaie in die Klein Karoo wurg toeristedorpies op die roetes. En Noord-Kaapse boere hoop om 'n groot rol te speel in die pistachio-bedryf. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse Bulletin. Die afgedankte minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisisi Tolashe, moet as parlementslid en president van die ANC se Vroueliga bedank. Dit is 'n opdrag van die party nadat die ANC haar skuldig bevind het aan wangedrag terwyl sy 'n minister was. Tolashe is saam met die gewese polisieminister Bekkie Cele na die party se nasionale tugkomitee verwys omdat hulle na bewering die ANC in oneer gebring het. Die aankondiging is gedoen deur die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula nadat die integriteitskommissie die naweek 'n verslag aan die party se nasionale uitvoerende komitee voorgelê het. Tolashe word daarvan beskuldig dat sy 2 nutsvoertuie in die name van haar kinders geregistreer het wat deur 'n Chinese afvaardiging aan die Vroueliga geskenk is. Sy het ook glo 'n huiswerker wat deur die staat betaal is, gedwing om die helfte van haar salaris aan haar dogter te betaal. Tolashe het verlede jaar voor die parlementêre portefeuljekomitee verskyn oor 'n besoek aan New York om die VN se vrouekonferensie by te woon wat die regering sowat R3 miljoen gekos het. Volgens Mbalula sal die tugkomitee nou besluit oor strafmaatreëls teen Tolashe, Cele en die ander 3 lede. The NEC shall refer all 5 matters to the National Disciplinary Committee of the ANC for action under the constitutional disciplinary process of the ANC, with the NEC itself serving as the complainant. The Office of the Secretary General will give effect to the resolution in the ordinary course. The 5 comrades whose matters have been referred to the National Disciplinary Committee with the NEC as the complainant are Comrade Sisisi Tolashe, Comrade Bekkie Cele, Comrade Mkhwane, Comrade Khalipa en Comrade Zungu. Met verwysing na die betoging teen ongedokumenteerde buitelanders sê Mbalula, die NEK erken die March on March beweging se klagtes as eg en hulle eise as redelik. These demands are genuine and these demands are real and the government is at work on every one of them. The NEC further calls upon the private sector, upon the employers, upon the recruitment agencies, upon every enterprise operating on the soil of the Republic to adhere without exception to the labor laws and to the immigration laws of the country. Volgens Mbalula is die meeste van die optogte nie xenofobies van aard nie, maar dat die regering daarteen moet waak dat die betogings nie geïnfiltreer word deur derde magte nie. Die ANC sê hy besef daar is ernstige kommer oor ongedokumenteerde buitelanders en dat hulle druk op die ekonomie plaas. President Cyril Ramaphosa voer in sy hersieningsaansoek teen die artikel 89 verslag aan dat die paneel wat bevind het dat hy moontlik aanspreeklik gehou kan word, hul mandaat verkeerd verstaan het. Die konstitusionele hof het beslis dat die nasionale vergadering die aanbeveling van die verslag moet implementeer. Hy het ook beveel dat 'n komitee aangestel moet word wat ondersoek moet instel of Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word. Dit is na aanleiding van die diefstal by die president se Palapala plaas waar honderde duisende dollar gesteel is. In die hofstukke wat Ramaphosa by die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien het, voer hy onder meer aan dat die paneel nie kon bewys dat daar genoegsame getuienis bestaan om die beskuldigingsproses te regverdig nie. Tweedens voer hy aan dat die paneel in terme van die reëls nie net kon suggereer dat die president oortree het nie, maar dat die paneel moes bewys dat hy wel 'n oortreding begaan het. Derdens meen hy dat die paneel nie onderskeid getref het tussen bewysstukke en inligting nie. Laastens voer die president aan dat die paneel nie op rasionele wyse tot die gevolgtrekking kon kom dat daar genoegsame bewyse van beweerde wangedrag was nie, sonder om die kwessie aan te spreek of die president in kwadertrou opgetree het, al dan nie. In reaksie meen sommige politieke partye dat Ramaphosa binne sy regte opgetree het om die hersieningsaansoek in te dien,
maar hulle is bekommerd oor die tydsberekening van die aansoek. Parliament must now urgently continue with its work of preparing for the impeachment committee by ensuring that its processes with regard to the rules and regulations pertaining to the impeachment committee is finalized so that the work of the impeachment committee can continue without undue delay. The country cannot afford for this matter to be dragged out unnecessarily. I think he wants to evade accountability. By the time we have to sit down and actually have this process happening, 2029 will be right here. As you know, it's not an urgent application. It can't be an urgent application because he had all of this time to lodge his application to refute the claims of that particular report. He has not done that. And so for us, it's not only stalling. I think he's trying to jump across the curve. We understand that no interim interdict has been applied for, in which case there is, in our view, nothing legally to prevent Parliament from continuing its impeachment inquiry once its internal rules and processes have been agreed upon in accordance with the Constitutional Court's ruling and the Speaker's determination. As the PAC, we reaffirm our commitment to constitutionalism, accountability, and the rule of law. We believe that all constitutional processes must be applied fairly, consistently, and without political manipulation. At the same time, accountability for public office bearers remains non-negotiable. Our call as Build One South Africa is that President Ramaphosa must pay for his own legal fees. This matter was a matter on a private farm with private interests. Lastly, it is going to be important that this matter is resolved with the urgency it deserves. Intussen gaan die SIP-komitee wat die reëls van die nasionale vergadering moet hersien, Vrydag verder beraadslag oor die wysigings van die reëls van die nasionale vergadering, soos deur die konstitusionele hof voorgeskryf is. Die nutsmaatskappy Eskom en die Johannesburgse Metro het 'n voorlopige verspreidingsagentskapsooreenkoms bereik in 'n poging om die Metro se skuldlas te delg. Die minister van elektrisiteit, Gosiyenso Ramogopa, die Eskom-hoof Dan Marokane en Johannesburgse burgemeester Dada Morero het vergader om die Metro se skuld van R5,2 miljard te bespreek. Die ooreenkoms volg nadat Eskom vroeër gedreig het om die kraglading na die stad te verminder en of om dit selfs op te skort. Volgens die minister is daar 9 munisipaliteite wat 'n soortgelyke ooreenkoms met Eskom aangegaan het. We're working on this intervention. It's just that in our comprehension of the DAA, we never thought that one of the first candidates will be a metro. Again, I mean, the upside is that once you get Johannesburg right, it means you can get any municipality right because of its size and complexity. Morero het Eskom se ingryping verwelkom en onderneem om die stad se skuldverpligting teenoor die kragreus na te kom. Our technical teams will now be starting with the work, look at what our losses, where are we bleeding, what needs to be done, extra capacity, where are we bleeding in terms of revenue collection, what capacity and support we need in the partnership. So all those issues have been discussed and will be taken care of. Die Johannesburgse Stadsraad moet nou die ondertekening van die verspreidingsooreenkoms goedkeur. Die minister van Gesondheid, Dr. Aaron Motsoaledi, het die versekering gegee dat werk om skade te herstel na 'n vernietigende brand in 2021 by die Charlotte Maxeke Akademiese Hospitaal in Johannesburg teen Augustus vanjaar voltooi sal wees. Hy het saam met die minister van Finansies, Enoch Godongwana, en die Gautengse premier Panyaza Lesufi 'n oorsigbesoek aan die hospitaal gebring. Dit volg na die openbare beskermer se verdoemende verslag oor voortgesette vertragings met die herstelwerk en die invloed wat dit op die lewering van gesondheidsdienste by die hospitaal het. Die brand 5 jaar gelede by Charlotte Maxeke het ernstige skade aangerig aan verskeie sale en afdelings. Die restaurasieprojek is egter aanhoudend vertraag, soos in die openbare beskermer se verslag uitgelig is. The manual procurement is what made it easy for people to do what they wanted in Tembisa. But once you do in an electronic manner, and we are busy with it,
not only for Tembisa or for here, for all the hospitals in the country. We have discussed it at the National Health Council so that we can actually follow up who is doing what. Die openbare beskermer se ondersoek het gevind dat die vertragings om die herstelwerk te voltooi veroorsaak is deur projekbestuurmislukkings, swak samewerking tussen die departemente van gesondheid en infrastruktuur en wanbetalingskwessies. Motsoaledi en Godongwane sê die Gautengse provinsiale regering moet gevolgbestuur toepas, soos in die verslag aanbeveel word. There has been understanding for a couple of years on this project. So if you look at it, it's not a money issue, but we want to make sure that together with the minister, how do we make sure that the money is spent properly and for the purpose supposed is intended for. 'n Gesamentlike taakspan van die nasionale tesourie, die Gautengse provinsiale regering en die departement van gesondheid sal nou weekliks vergader om die vordering te moniteer en te verseker dat die projek volgens skedule voltooi word. 'n Ondersoek na verkrygingsprobleme in die gesondheidsdepartement sal ook na ander hospitale uitgebrei word. We'll bring all the potential hospitals that have a problem, bring them under one roof when we have this kind of discussions, so that we can attend to this issue and resolve this matter once and for all. Die regering sê die herstel van die hospitale is 'n prioriteit en dat druk op amptenare geplaas word om te verseker dat alle noodsaaklike gesondheidsdienste ten volle operasioneel is wanneer die sperdatum in Augustus verstryk. Rolspelers in die pistachio-bedryf in die Noord-Kaap het groot planne vir Suid-Afrika, dit en meer net hierna. 'n Klein gemeenskap op die R328 wat lei na die Kango-grotte buite Oudtshoorn in die Klein Karoo is desperaat dat die toerismebestemming weer oopgestel word. Maatjies rivier-inwoners is van die buitewêreld afgesny sedert 'n rotsstorting op die pad na die verwoestende oorstromings vroeër die maand. Hulle is ook al byna 3 weke sonder krag. Daar is verskeie tabakplase en klein ondernemings in die Kango-vallei. Dit huisves ook verskeie vakansieoorde en restaurante wat nou noodgedwonge gesluit is. 'n Alternatiewe roete via Calitzdorp is baie langer en duurder. Ons hier moet 'n ompad ry wat finansiële implikasies ingedrang het. Mense kan nie in die dorp uitkom nie. Almal is nie so bevoorreg om in die dorp uit te kom om hulle maandelikse of weeklikse besighede te gaan doen nie. Skole is ook gesluit omdat onderwysers sukkel om van Oudtshoorn af deur te kom. Die impak op ons skool was baie groot. Want sedert 6 Mei kon die skool nie funksioneer nie. As gevolg van die riviere wat dit onmoontlik gemaak het vir die kinders, ouers en die personeel om by die skool uit te kom. Die pad lei na die ikoniese Kango-grotte wat nou vir 'n onbepaalde tyd gesluit bly. Ook ander toerismeondernemings ly onder dieselfde lot. Met 3 van ons hoofroetes, mens kan amper sê slagare wat afgesny is, om toeriste toegang te bied tot Oudtshoorn, wat insluit Meyringspoort, die Swartbergpas en natuurlik die pad na die grotte, hou dit geweldige impak vir hierdie besighede en natuurlik ook vir die gemeenskappe wat werk in hierdie besighede. Owerhede sê dit is nie so maklik om die pad te herstel nie. Rushing might trigger secondary rockfalls we are working to prevent, which can lead to longer closure, potential loss of life and damage that could take months rather than weeks to repair. Met die Swartbergpas ook gesluit is ander klein gemeenskappe soos Gamkaskloof in dieselfde situasie. Meyringspoort is ook vir 'n onbepaalde tyd gesluit na ernstige vloedskade. Tanya Krause, SAK nuus, George in die Weskaap. Rolspelers in die pistachio-bedryf in die Noord-Kaap sê hulle is vasbeslote om Suid-Afrika die 4de grootste uitvoerder in die volgende dekade te maak. Boere voer tans tot 20 ton van die neute uit en wil uiteindelik meer as 60.000 ton in die volgende 10 jaar produseer. Die neut, ook bekend as die pimperneut, is die voedingsryke eetbare sade van die Pistachia vera boom wat inheems aan die Midde-Ooste is en maklik groei in die Noord-Kaapse weerstoestande. Karoo Pistachios in die Noord-Kaap wat sy deure in 2004 geopen het, wil met die toenemende pryse en gewildheid van pistachio-neute voorbly en van die wêreld se grootste uitvoerders uitstof.
Volgens die eienaars van die onderneming is die Karoo die enigste streek in Afrika waar die neute op groot skaal gekweek kan word. Ons hoop om binne die volgende 5 tot 10 jaar by 6000 ton se produksie uit te kom en dan van 10 tot 25 jaar by 50 tot 60000 ton wat vir ons 'n geleentheid sal gee omtrent 5 tot 6% van die wêreldmark se pistachios te voorsien. Agri Noord-Kaap sê hy verwelkom die voorneme en glo dat dit tot die provinsie se ekonomie kan bydra. Die uitbreiding van pistachioniete is net nog 'n vertakking wat landbou se bydra tot die plaaslike ekonomie in die Noord-Kaap kan versterk. Asou skep dit nie net 'n geleentheid om ekstra valuta te verdien nie, maar dit is ook 'n drywer om werkskepping in 'n provinsie waar daar reeds groot werkloosheidsprobleme is te versterk. Die volhoubaarheid van pistachioniete is 'n sterkpunt wat die landbou kan ondersteun om die klimaatsveranderinge wat in ons land plaasvind ook teen te werk en dan ekstra inkomste vir boere in die spesifieke streek te skep. Karoo Pistachios beplan om sy boord tot duisende hektaar uit te brei en beraam dat die oes en verwerking van die neute op 1000 hektaar grond minstens 800 werksgeleenthede kan skep. Maar hy benodig egter 'n belegging van R1 miljard om sy doelwit te bereik. Kom ons kyk na die markaanwysers soos om 5:00 met die sluiting van die JSE. Bly by ons vir die sport en die weer net hierna. Mamelodi Sundowns het sy tweede CAF Kampioenligga titel behoorlik gevier sedert die span se terugkeer in die vroeë oggendure uit Marokko. Ondersteuners het hulle vanaf gisteraand by die OR Tambo Internasionale Lughawe in Kempton Park ingewag. Al het hulle net 'n paar uur se slaap agter die blad, het die span die strate van Mamelodi ingevaar om hulle sege saam met hulle ondersteuners te vier. Die tweemalige kontinentale kampioene het net na middernag geland en is deur 'n oorverdowende gejuig verwelkom. Mamelodi Sundowns se afrigter, Miguel Cardosa, het hulde gebring aan almal wat die seisoen by die span betrokke was. We know that there's a lot of sacrifice on these people to be at this hour of the day. But for us it's also important because basically it's just a celebration of the many moments that we live together throughout the season. Volgens kaptein Ronwen Williams het hulle die hoogtepunt bereik na baie lesse, opofferings en harde werk. We fought so hard, sacrificed so much. This is years and years and years and years of sacrifice, hard work, pain. Kept knocking on the door, but we believe that it will eventually open. Met 'n tweede kampioenligga titel op hulle kerfstok en die feestelikhede agter die rug, kan Sundowns uitsien na 'n uitstekende seisoen wat hulle deelname aan die CAF Superbeker, FIFA Interkontinentale Beker, asook die 2029 FIFA Klub Wêreldbeker insluit. Die Bulls kaptein Marcel Coetzee sê sy span hoef nie nou oor te skakel na uitloop rugby nie, want sy span speel reeds die hele seisoen met die benadering. Die Bulle pak Munster Saterdag op Loftus Versveld in Pretoria in die kwartfinale van die Verenigde Rugby Kampioenskap. En daarmee groet ons dan tot môre aand. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk by die weer vir ons in wat vandag betref. Wolklose toestande kom voor die sentrale dele van die land met bewolkte toestande wat voorkom kom in dele van die Noord-Kaap, Wes-Kaap asook in dele van Oos-Kaap. Bewolkte toestande kom ook voor in die verre dele van Limpopo. Lig tot matige wind kan ook verwag word langs die kus asook in die binneland. As ons kyk na môre, mooi weer kan verwag word met oggendmiskole wat verwag kan word langs die Ooskus asook bewolkte toestande wat verwag kan word langs die Weskus. Lig tot matige wind kom voor aan
anders is dit mooi weer. Kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature in Gauteng. 'n Koeldag kan verwag word. Pretoria het 'n maksimum van 23, Johannesburg se minimum is 6 met 'n maksimum van 22. In Limpopo 'n koel tot warme dag kom voor, anders is dit gedeeltelik bewolk. Messina se maksimum is 26 met 'n minimum van 13. Polokwane het 'n minimum van 8 en 'n maksimum van 22. Dan beweeg ons na Mpumalanga, gedeeltelik bewolkte toestande kan verwag word, anders is dit mooi weer. Sekunda se maksimum is 22, Ermelo het 'n minimum van 4 en 'n maksimum van 20. Langs die kus in KwaZulu-Natal 'n warme dag kom voor, Richards Bay se maksimum is 27 grade. Pietermaritzburg se maksimum is 25, Kokstad het 'n minimum van 9 en 'n maksimum van 22. In die Oos-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande kom voor, anders is dit koel tot warm. Willowmore het 'n maksimum van 18 en 'n minimum van 8. Dan in die Wes-Kaap 'n koeldag kom voor met bewolkte toestande. George se maksimum is 20 asook Mosselbaai. Kaapstad se minimum is 10 met 'n maksimum van 18 grade. In die Noord-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande, ander koel tot warm. Appington se maksimum is 28 grade. Kimberley het 'n maksimum van 26 en 'n minimum van 9. Carnarvon het 'n minimum van 8. In die Vrystaat gedeeltelik bewolkte toestande, ander koel tot warm. Welkom met 'n maksimum 25 grade. Bloemfontein se maksimum is 23 met 'n minimum van 6. Dan laastens Noordwes 'n koeldag kom op voor in hierdie provinsie. Dit is warmer Mahikeng met 'n maksimum van 26 asook in Tokstad met 'n minimum van 26. Dis 'n af van ons by die weersentrum. Geniet die aand.